3 Februarie, hoedanighede van Gods wet. Die wet is heilig, regverdig en goed. Dus is die wet heilig en die gebod is heilig en regverdig en goed. Romeine 7 vers 12. As opperheerser van die heelal het God wette bepaal, nie net om alle lewende wesens te regeer nie, maar ook om al die werking van die natuur te beheers. Alles, groot of klein, lewend of lewenloos, staan onder vaste wette wat nie veronagsaam kan word nie. Daar is geen uitsondering op hierdie reëls nie, want niks wat die goddelike hand gemaak het, is deur die goddelike verstand vergeet nie. Net aan die mens, die kroningwerk van sy skepping, het God 'n gewete gegee om die heilige aansprake van die goddelike wet te begryp. Ook het hy hom 'n hart gegee wat in staat is om dit as heilig, regverdig en goed lief te hê. Toe het hy van die mens stiptelike en volmaakte gehoorsaamheid vereis. Hierdie reël verbied alle onderdrukking deur ouers en alle ongehoorsaamheid deur kinders. Die Here is vol goedertierenheid, genade en waarheid. Sy wet is heilig, regverdig en goed en moet deur ouers en kinders gehoorsaam word. Die reëls wat die lewens van ouers en kinders moet reël, vloei uit 'n hart van oneindige liefde. En Gods ryke seën sal op daardie ouers rus, wat sy wet in hulle huise toepas, en op die kinders wat hierdie wet gehoorsaam. Die gesamentlike invloed van genade en regverdigheid moet gevoel word. Goedertierenheid en trou ontmoet mekaar, geregtigheid en vrede kus mekaar. Huisgesinne onder hierdie tug sal in die weë van die Here wandel, om reg en geregtigheid te beoefen. Laat die jong mense die goddelike maatstaf aanskou en nooit tevrede wees om laag te mik nie. Moenie aarzelend wandel nie, wees standvastig in die krag en genade van Jesus Christus. Aan hom is alle mag in die hemel en op aarde toevertrou. Neem die toevlug tot Jesus Christus en sluit 'n sterk verbond met hom in die geloof, om hom lief te hê en te dien. Aangesien die wet van God heilig en regverdig en goed is, 'n afskrif van die goddelike volmaaktheid, volg dit dat 'n karakter wat gevorm word in gehoorsaamheid aan daardie wet heilig sal wees. In Christus het ons 'n volmaakte voorbeeld van so 'n karakter.